Daar sê goeiemôre en welkom hier by die Plaaskerk. Ek glo julle almal kan my hoor. Dit klink vir my of ek vir myself skree, maar ja. Goed, baie welkom hier. Is lekker om julle almal te sê en te sien. Wat 'n voorreg het ons om vandag by mekaar te kom spesifiek op hierdie Paasfees om dit te gedenk en 'n diens te hê. Dit is nie baie plekke waar dit gebeur nie. En wat 'n eer en voorreg het ons om die Here te ken en hierdie dag te kan gedenk. Ek gaan net so vinnig 'n paar afkondigings maak. Eerstens, as jy nuut is hier en jy wil weet wat hier by ons aangaan, skryf jou naam al agter in die boek. Ons gaan jou op 'n WhatsApp groep sit en dan kan jy elke oggend kry 'n deelstukkie van Abraham af en dan ook net so 'n bietjie inligting oor wat ons hierso doen. So ons baie bly om besoekers hierso te sien. Abraham se diens vanoggend uit Lukas, Johannes en Matteus uit. En dan mense wat ongesteld is nog steeds Pinaar. Dit gaan met hom baie beter, maar asseblief hou hom net in gedagtes vir voorbereiding vir genesing. So ook vir Janine. Janine het 'n operasie gehad. Hou haar ook net in gedagte dat sy met die regte geneeshere sal by uitkom en dan dat ook met haar sal goed gaan en ten volle genees word. Verjaarsdag, Erika, die 8ste April. Erika sit hier voor, van die mense wat haar nie ken nie. Johan Kap, hy's daar agter, so hy verjaar die 9de. Abraham die 11de, Deedrey die 21ste en Gerko die 21ste. So dis die verjaarsdag wat so ver vir April. Stuur vir hulle WhatsApp, sê vir geluk met hulle verjaarsdag, dis altyd lekker om dit te kry. Ons aktiwiteite, so ons gaan eerstens begin vanaand, wys ons 'n film by Jason Fourie op sy plaas. Ons sal 'n pin location op die groep sit vir die van die mense wat nie weet nie. Ons gaan van so 5:00 af begin om 'n paar lofliedere te sing en dan gaan ons die film van 6:00 af, sodra dit begin donker word, gaan ons die film wys. Die wat laas jare was sal weet, bring 'n kombers saam. Dit word nogal cool hier deur die loop van die aand. Dan Sondag sal ons dan nou die normale dienste hê, 9:00 die oggend hier en dan ook 5:00 die middag by Heilberg Kloof, die aanddiens. En die selgroepe gaan volgende week aan soos normaal, Dinsdag in die dorp, Woensdag hier op die plaas. En dan die Sunfield bediening, die volgende ene gaan wees, dit gaan die 10de April wees, nie die 27ste Maart nie, 10de April is die volgende uitreik na Sunfield toe. Vir die van die mense wat nie weet wat dit is nie, Sunfield is 'n huis nie die buitekant Balfour. Julle is welkom om saam te gaan praat met Jason 3:00 Vrydag die 10de. Goed, voor ons begin met die diens net 'n groot afkondiging. Oom Frans en Tannie Rita was hierdie week 60 jaar getroud, so baie geluk met dit. Dit gebeur nie elke dag dat 'n mens daai aankondiging kan maak nie, so baie geluk daarmee. Goed, dan as ek niks vergeet het nie, kom ons maak dit toe die oop. Grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie dat ons op hierdie spesiale dag by mekaar kan kom in u woning, Heer. Wat 'n voorreg is dit om vandag net stil te word vir 'n oomblik uit en jouself net so bietjie uit die wêreld uit te haal en net te dink en kan onthou wat het gebeur op Golgotha, Heer, want dit is 'n eer en 'n voorreg wat ons het, Heer, dat u u seun gestuur het sodat ons gered kan word, Heer. Ons sê vir u baie dankie daarvoor. Ons maak u naam groot. Ons vra dat u hierdie verrigtinge sal seën, ons gesprekke sal seën en dit net sal gaan oor die verheerliking van u naam en die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Goed, Gerko, daar gaan julle. As hy, dames en here, kom ons staan en ons loof die Here. Soos 'n doodspook wat smag, na water smag my siel na U, Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die eer. Sing gou weer soos 'n wildspook. Soos 'n wildspook
versmag my siel na eeuwe Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die Heer. Jo, dis pragtig, dankie dames en here. Kom ons hou vir Here, die volgende liedjie, loof die Here. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Loof die hemel is Askies julle. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep, weer nuwe krag. Dit is ook 'n ou bekende ene, hier waar ons op kruisigingsdag eintlik staan. Die Here is werklik ons herder. Kom ons sing dit saam. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê op groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, en baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots, en baie diep haal hy my uit. Kom ons sing maar weer, die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy
o Heer my God. As ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vleis, die grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg, vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. As dit dames en here, julle kan maar sit. Clouds and thick darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world. The earth sees and trembles. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hier in die huis by mekaar te mag kom. Wat 'n voorreg, Here, as ons so lofliedere tot eer van U naam kan sing. Maar Here, waar ons vandag hier by mekaar kom, mag dit wees dat elkeen van ons, as ons terugkyk na die kruis, ja Here, dat ons vanmôre nie net sal kyk na die kruis nie, maar dat elkeen van ons weer in ons eie lewens sal sien, wat beteken die kruis vir ons? Hoe dit ons lewe kom verander het, hoe dit ons vry kom maak het. Here, hoe ons nie anders kan as om vanmôre in dankbaarheid voor U te staan, want U het ons nuut kom maak. U het alles kom doen wat nodig is vir ons verlossing. Ja, daardie dag aan die kruis het alles verander. En daarvoor sê ons vir U dankie. En mag dit wees dat vanmôre in hierdie diens U met elkeen van ons sal spreek, U weer ons harte sal aanraak, Here, dat ons nie maar net na 'n boodskap sal kom luister nie, maar dat ons werklik deur die Gees vervul sal word. Ja, Here, dat ons lewens sal verander. Dat ons elke dag net nader aan U sal leef. En dat ons sal beleef wat dit beteken wat daar op die kruis gebeur het. Dat dit nie net 'n gebeurtenis duisende jare gelede was nie, maar dat dit 'n gebeurtenis is wat vandag in elkeen van ons se lewens, ons lewe die moeite werd maak. Wees hier vanmôre met elkeen, gee vir elkeen hier 'n ontvanklike hart om U woord te hoor. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen.
Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vrou, daar is die seun, daar is jou moeder. My God, waarom het U my verlaat? Ek het dors. Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my lewe oor. Daardie dag op Golgotha het die mense gedink, hulle kruisig maar net nog 'n man. Die soldate wat daar was, het gedink dis maar net nog 'n teregstelling. Die owerstes, hulle wat in beheer was, het gedink daardie dag aan die kruis raak hulle ontslaaf van 'n probleem. Die skare het gedink, dis maar net 'n skouspel. Maar hulle het nie geweet nie. Daardie man, daar aan die kruis, sterf vir die sondes van die wêreld. Hy sterf vir elke leuen. Hy sterf vir elke verkeerde gedagte. Hy sterf vir elke keer wat ons God se stem ignoreer. Hy sterf vir elke keer wat ons net so vir onsself leef. Die spykers wat hom daar gehou het, was nie net yster nie. Dit was sonde. Dit was nie die soldate wat hom daar aan die kruis gehou het nie. Dit was sy liefde vir sondaars. En as ons vanmôre eerlik is, dan moet elkeen van ons erken, dit was nie net hulle sonde nie. Nee, dis ook my sonde. En daarom kan ons nie vandag na die kruis kyk as net 'n gebeurtenis wat jare gelede gebeur het nie. Vandag staan ons by die kruis. Vandag kyk ons na Jesus en dit wys vir ons hoekom hy daar was. En dit wys ook vir ons vanmôre weer wat die kruis van Jesus Christus vandag nog vir elkeen van ons beteken. Ek wil vir ons saam lees hier uit die evangelies en ek wil hê jy moet veral let hierop as ons hier deurlees na die kruisigingsverhaal, na die kruiswoorde wat ons hier in die verskillende evangelies lees. As ons daaruit Lukas 23 gaan ek vir ons saam lees van die 32ste vers af. En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleed verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade,
maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En dan wil ek ook vir ons daar lees in Johannes 19 vanaf vers 26. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En daar in Matteus 27 vers 46, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Toe Jesus daar aan die kruis gehang het hy nie geskree van woede nie. Hy het nie hierdie mense wat hom daar aan die kruis vasgespyker het, hierdie mense wat hom vervloek het, hierdie mense wat hom bespot het. Jesus het nie gekom en vir hulle gesê, julle gaan betaal vir wat julle vandag hier aan my doen nie. Nee, sy eerste woorde daar aan die kruis is, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dink net hieraan. As jy jouself dit kan voorstel. Hier staan Jesus, hierdie mense wat hom geslaan het, hierdie mense wat die spykers in sy hande en sy voete inslaan. Hulle bespot hom en hy bid vir hulle. Hy bid dat hulle vergewe sal word, terwyl hulle besig is om hom dood te maak, om hom te martel. Vra hy dat God hulle sal vergewe. En dit wys vir ons die hart van Jesus. Hy het nie gekom net vir goeie mense, om net goeie mense te red nie. Hy het gekom om sondaars te red. Hy het gekom vir mense wat verkeerd doen. Hy het gekom vir mense wat weggedraai het van God af, wat hulle eie pad wou loop. En hy het gekom vir mense soos ons wat vanmôre hier sit. En die waarheid is, dis nie net hierdie soldate wat Jesus daar gebring het nie. Dit was ook my sonde en dit was jou sonde. Ons hoogmoed, ons selfsug, ons verkeerde woorde wat ons so maklik kan praat, ons verkeerde gedagtes, ons harte wat soveel keer koud teenoor God staan. Dit is alles deel hoekom Jesus aan die kruis was. En tog kom Jesus en hy sê, vergeef hulle. En dit beteken vanmôre iets ook vir elkeen van ons wat hier sit. Vanmôre kan jy ook weet daar is vergifnis vir jou. Nie omdat jy dit verdien nie omdat jy goed genoeg is nie, maar omdat Jesus vir jou gesterf het. En dit beteken dat ons partykeer voel dit vir ons dis net vir ander mense. En vanmôre wil ek hê elkeen moet hierdie woorde weer persoonlik hoor. Jesus het toe hy aan die kruis gehang het, ook aan jou gedink. En sy gebed was daarom ook vanmôre, Vader vergeef hom, Vader vergeef haar. En dan sien ons daar langs Jesus, was 'n man wat skuldig is. Daar was 'n man wat weet hy verdien hierdie straf
wat hy hier kry om aan 'n kruis te sterf. Hy weet sy lewe is amper verby. Hy weet daar's niks wat hy nou mee kan doen om dit reg te stel nie. Hy weet hy kan nie meer sy verlede verander nie. Hy kan nie nou skielik begin om reg te leef nie. Hy kan nou maar net hang en sterf. Maar tog draai hy na Jesus en hy sê, Here, dink aan my wanneer U in U koninkryk kom. En dink net hierdie mooiste woorde wat hierdie man daar aan die kruis hoor, hierdie man wat skuldig is, hierdie man wat niks verdien nie, net met daardie woorde wat hy sê, Here, dink aan my. Kom Jesus en hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daardie man het niks gehad om vir Jesus te bied nie, geen goeie werke nie. Hy kon nie sy redding verdien deur goed te doen nie. Hy was klaar, sy lewe was verby. En daarin sien ons word nie gered deur wat ons doen nie, maar deur wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Dit gee vanmôre vir elke mens hoop. Selfs iemand wat voel uit sy lewe opgemors, dat hy sit vanmôre op 'n plek waar dit vir hom voel, daar's nie vir hom hoop nie. Selfs iemand wat vanmôre dalk sit en dink, dis te laat. Selfs iemand wat voel, God kan hom nie meer lief hê nie. Hierdie kruiswoord sê vanmôre vir jou, dis nie te laat, dis nooit te laat om na Jesus toe te kom nie. Dis nie te laat om vergifnis te kry nie. En dis nie te laat om gered te word nie. Al wat Jesus vra, is dat jy na hom toe sal draai. En terwyl Jesus besig is om te sterf, staan hy so en hy sien sy moeder en Johannes wat daar langs haar staan. En as ons hier sien, Jesus moet op hierdie stadium in die ongelooflikste pyn wees. Hy hang al so lank aan die kruis, hy sukkel om asem te haal. Maar selfs in daardie toestand sien hy sy moeder raak. Hy dink aan haar. Hy sorg vir haar. Hy maak seker dat daar na haar gekyk sal word. Selfs aan die kruis sien ons Jesus se liefde. Selfs daar waar hy in hierdie toestand is, straal sy hart dit nog steeds uit. Dit wys hy dink aan mense. Hy gee om, hy sorg. Hy vergeet nooit van mense nie. En dit wys vir ons iets baie belangrik vanmôre. God is nie koud nie. God is nie ver nie. God gee om. Jesus gee om oor mense. Hy gee om oor jou pyn. Hy gee om as jy alleen is. Hy gee vir jou om as jy 'n gebroke hart het. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, maar ek voel alleen. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, niemand sien my raak nie. Miskien voel dit vanmôre vir jou of God van jou vergeet het. Maar hierdie kruiswoorde sê vir jou, Jesus vergeet niemand nie. Hy vergeet nie mense nie. Selfs aan die kruis het hy mense raak gesien en hy sien jou raak. Jy's nie onsigbaar vir God nie. Jy's nie vergete nie. Jy's nie alleen nie. En dan kom ons seker daar by die donkerste oomblik aan die kruis, by hierdie woorde wat Jesus hier gesê het. Dit moes vir Jesus die swaarste woorde gewees het, die swaarste oomblik wat hy beleef het. My God, waarom het U my verlaat? Vir die eerste keer ervaar Jesus iets wat hy nog nooit ervaar het nie. Want hier moet ons besef, hy ervaar verlatenheid. Hy wat van ewigheid was die seun en God in hierdie volmaakte gemeenskap, waar hulle saam is in alles. Maar aan die kruis dra Jesus die sonde van die wêreld. En sonde maak skeiding tussen God en mens. En in daardie oomblik word Jesus behandel asof hy al daardie sonde van die wêreld, van elkeen van ons op hom gedra het.
Hy wat sondeloos is, hy dra ons skuld, hy dra ons straf, hy dra ons oordeel, en hy word verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat hoef te word nie. En wanneer ons hierdie woorde hoor, moet ons weer opnuut besef hoe ernstig sonde is. Sonde is nie iets kleins nie. Ons as mense is geneig om sonde af te maak en te sê God sal verstaan. God, sonde is nie so erg nie. As ek hierdie doen, het ek altyd 'n verskoning. Hier moet ons sien, sonde het die dood en die verlatenheid van die seun van God veroorsaak. Maar terselfdertyd wys hierdie woorde hoe groot God se liefde is. Jesus was bereid om selfs hierdie verlatenheid te ervaar om ons te red. Miskien sit jy vanmôre en jy voel ver van God. Miskien gaan jy deur 'n tyd van pyn, verlies of alleenheid. Onthou dit, Jesus was werklik alleen, sodat jy nooit alleen hoef te wees nie. Omdat hy verlaat was, kan God sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. En dan sê Jesus, ek is dors, en hierdie klink soos eenvoudige woorde, maar dit wys vir ons iets diep. Dit wys vir ons, Jesus was nie net God nie. Hy was ook werklik mens. Daar waar hy aan die kruis gehang het, het hy pyn gevoel. Hy het gebloei. Hy het moeg geword, hy het dors geword. En die kruis was nie net simbolies nie. Die kruis het werklik gebeur. Dit was werklike lyding wat Jesus daar aan die kruis verduur het. Dit was werklike pyn. Jesus het werklik gesterf aan die kruis. En wanneer ons hierdie woorde hoor, moet ons onthou dat wat Jesus deurgegaan het, daardie sweepsla, daardie doringkroon, daardie bespotting, die spykers, die ure aan die kruis, daar waar hy so moet sukkel om asem te kry. En in daardie lyding sê hy, ek is dors. En die Bybel sê ook dat hierdie gebeur het sodat die skrif vervul sou word. Dit beteken selfs in sy laaste oomblikke was alles deel van God se plan. Niks het buite beheer gebeur nie. Die kruis was nie 'n ongeluk nie, dit was God se reddingsplan vir ons. En hier sien ons hoe die redding was. Ons sê maklik, hoeveel keer sê ons, Jesus het vir my sondes gesterf. Maar dan vergeet ons wat dit hom gekos het. Dit het hom pyn gekos. Dit het hom bloed gekos. Dit het hom sy lewe gekos. Wanneer jy weer na die kruis kyk, moet jy onthou, hy het nie net gesterf nie, hy het gelei, en hy het gelei vir jou. En dan kom ons hier by een van die belangrikste sinne in die hele Bybel, wanneer Jesus sê, dit is volbring. Jesus sê, dit is volbring, die werk waarvoor hy aarde toe gekom het, is nou klaar. Die werk van redding is voltooi. Die prys vir sonde is betaal. Die straf is gedra, die offer is gebring. Die pad na God toe het hy weer vir ons kom oopmaak. En dit beteken, daar is niks wat ons by die kruis kan byvoeg nie. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan nie genoeg goeie werke doen om ons skuld te betaal nie. Ons kan nie God beïndruk sodat hy ons moet red nie. Jesus Christus het aan die kruis alles klaar gedoen vir jou redding. Baie mense leef asof hulle nog God se liefde moet verdien. Hulle probeer beter wees, hulle probeer harder probeer, hulle probeer minder sondig, hulle probeer reg doen. Asof redding iets is wat jy moet verdien. Maar die kruis kom vanmôre en sê vir ons, redding is nie verdien nie, redding is ontvang. En dit is volbring beteken vir jou, die skuld is betaal. Daardie straf is gedra. Die offer is gebring. En die werk is klaar. En vanmôre as ons hier so op die kruisigingsvrydag kyk, dan lyk dit soos 'n nederlaag.
Dit lyk asof dit op daardie dag alles verlore was. Maar eintlik was dit die grootste oorwinning in die geskiedenis. Want op daardie dag het sonde die Satan en is die dood oorwin. En miskien moet jy vanmôre dit weer persoonlik hoor. Jy hoef jouself nie te red nie. Jy moet net vertrou op die een wat gesê het, dit is volbring. En dan sien ons hier die laaste woorde van Jesus aan die kruis voor hy gesterf het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En hier sien ons iets besonders. Jesus sterf nie in wanhoop nie. Hy sterf nie in vrees nie. Hy sterf in vertroue. Nadat hy alles gedoen het wat hy moes doen, gee homself oor in die hande van die Vader. Hy weet die dood is nie die einde nie, want hy weet die opstanding kom. En hierdie woorde wys vir ons dat Jesus sy lewe vrywillig gegee het. Niemand het sy lewe van hom afgeneem nie. Hy het dit self oorgegee. Hy het gekies om te sterf sodat elkeen van ons kan lewe. Het ons al daaraan gedink, Jesus kies om te sterf van 'n kruis vir my om te lewe. Hoe moet dit my lewe verander? Elke keer as ek daaraan dink. En dan leer hierdie woorde ons iets oor ons eie lewens. Op die einde is elkeen van ons se lewens in God se hande. Ons beheer nie alles in hierdie lewe nie. Ons weet nie altyd wat gaan gebeur nie. Ons verstaan nie altyd hoekom baie dinge in ons lewe gebeur nie. Maar ons kan soos Jesus ons lewe, ons hele lewe in die Vader se hande sit. Want dit is wat geloof is. Om jou lewe oor te gee in God se hande en hom te vertrou. En omdat Jesus gesterf en opgestaan het, kan elkeen van ons weet, ons lewens is nie net in enige hande nie. Ons lewe is in die hande van die liefdevolle Vader. Wat kan daar beter in jou lewe wees? En dit beteken, jy kan vandag ook sê, Here, dankie dat ek kan weet, my lewe is in U hande. Ek wil hê wanneer ons vanmôre hier uitstap, wil ek hê, elkeen van ons moet aan die kruis dink. Aan die hout, aan die spykers, aan die doringkroon, aan die bloed, aan die woorde van Jesus. En ek wil een gedagte hê, moet daar by elkeen van ons bly. En elkeen moet vanmôre hierdie woorde hoor. Hy het dit vir my gedoen. Daar waar jy sit, sê vir jouself vanmôre, hy het dit vir my gedoen. Toe Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle, was dit ook vir my. Toe hy gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, was daar hoop vir my. Toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Het hy die verlatenheid gedra wat ek moes dra. Toe hy gesê het, dit is volbring, het hy my skuld klaar betaal. En toe hy gesê het, Vader, in U hande gee ek my gees oor, het hy sy lewe gegee, sodat ek kan lewe. Vanmôre, hier waar ons terugkyk na die kruisiging, dit herdenk, kan elkeen van ons weet, Jesus het nie net vir die wêreld gesterf nie, hy het vir my gesterf. En as jy ooit getwyfel het of God jou liefhet, moenie eers na jou omstandighede kyk nie. Moenie eers na jou lewe kyk nie. Moenie eers na jou probleme kyk nie. Kyk na die kruis. Want die kruis is God se antwoord op die vraag, het God my lief? En die antwoord van die kruis is ja.
Ja, hy het jou so lief, dat hy sy seun gegee het. Amen. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre stil te kan kom staan, waar ons terugkyk na die kruis, daar as ons kyk na u woorde aan die kruis, as ons kyk wat dit gewys het van u hart. Here, as ons opnuut vanmôre besef hoe lief u ons het, dat u elkeen van ons so lief het God die Vader ons gehad, dat hy sy seun gegee het, om vir ons sondes te kom sterf. Ja, Jesus, hy het aan die kruis gehang vir elkeen van ons. Hy het daar die pyn verduur, die bespotting, die smart, die lyding. Ja, Here, en hy het dit gedoen vir ons, vir elkeen van ons wat verlore was, waar die sonde skeiding tussen ons en God gebring het hy gekom en hy die prys kom betaal, die prys vir die sonde wat elkeen van ons moes betaal. En Here, omdat ons dit vanmôre weet, kan ons nie anders as om in dankbaarheid te kom, en vanmôre te kom sê, Here, hier is ons, neem ons lewens. Here, ons wil anders leef. Ons wil uit dankbaarheid begin leef oor wat U aan die kruis vir ons gedoen het, omdat ek vanmôre kan weet, U het alles gedoen vir my redding. Ek hoef dit nie self te verdien nie, maar Here, omdat ek dit weet, kan ek nie anders as om my dankbaarheid te gaan leef en die goeie werke te doen, wat U my gemaak het om te doen nie. En daarom is dit my gebed vir elkeen wat vanmôre hier is, Here, dat ons as ons so terugkyk na die kruis, ons sal besef wat dit beteken. Dat ons nie maar hier kan gaan uitstap en leef asof ons nog verlore is nie. Ja, Here, want U het die prys betaal, U het alles gedoen vir ons redding. En daarom is my gebed dat ons sal uitgaan en sal gaan leef soos oorwinnaars, wat werklik glo dat Jesus die volle prys aan die kruis betaal het. Maar Here, as hier vanmôre iemand sit, wat dalk nog nie sy lewe aan die Here oorgegee het nie, wat nog nie vir Jesus as sy verlosser, sy saligmaker en sy Here aangeneem het nie, mag dit wees, Here, dat daardie persoon nie vanmôre hier sal uitstap, voordat hy U aangeneem het nie. En vir elkeen van ons wat U kinders is, vir elkeen van ons wat U aangeneem het, of het lank gelede of onlangs is, Here, gee vanmôre weer opnuut, dat elkeen van ons net weer opnuut sal besef wat beteken die kruis, wat beteken dit in ons lewens, dat ons dit werklik so nie net sal hoor nie, maar deel sal maak van ons lewens, dat elkeen wat na ons kyk, sal sien dat ons dit glo en dat ons dit uitleef. Ons wil vanmôre net weer kom en sê, dankie Here. Dankie vir die kruisdood wat Jesus vir my gesterf het. Dankie dat ek vry kan leef. Dankie dat ek U kind mag wees. Ja, Here, wees U met elkeen hier en gee dat elkeen van ons so 'n oorwinning sal leef. Oorwinning wat deur die kruis vir ons behaal is. En ek bid dit en vra dit vir elkeen hier in Jesus naam. Amen. Net soos ons sit, gaan ek vra dat Christian gaan net vir ons so liedjie speel. En terwyl ons so na hierdie liedjie luister, dink net weer na, wat het Jesus Christus aan die kruis vir elkeen van ons gedoen?
gruweldag het ek teruggegaan met die stofpad langs teen die heuwel op waar die kruise staan. En in die stilte daar het die echo's na my toe teruggekom. Die haat, die vloek en die lag en die spot met hom. Wie was die man daar in die middel dan? Hoe kon hy soveel pyn verdra? Hoe kon hy ooit in so donker nog sy vader smeek en vir ons vergifnis vra? Ek onthou nog goed, een keer toe ek nader kom, het hy liefdevol gepraat met een daarbo by hom. Jy is deur jou geloof gevul met God se gees. Voor die einde van die dag sal jy by my in die hemel wees. Wie was die man daar in die middel dan? Hoe kon hy so belofte maak? Hoe kon hy ooit in so donker nog my moordenaars hart met sy woorde raak? En terwyl ek nog daar staan, praat hy sag met my. My bloed daar aan jou spies, wys ek het vir jou gelei. En al wat ek jou vra, gaan op jou knieë neer. Kom, gee vir my jou las, aanvaar my as jou Heer. Was die man daar in die middel dan tog die Heer? Kan hy dan tog my sonde vergewe? Hulle sê hy het gesterf, hy het so my prys betaal, dat ek vir altyd aan bly leef. Watter mooi woorde sluit hy daai lied mee af. Hy het die prys betaal, dat ek vir altyd kan bly leef. Mag elkeen van ons wat vanmôre hier is, mag ons nie net na die kruis kyk nie. Mag ons werklik verstaan wat die kruis beteken. Maar mag ons nie ook net hoor en verstaan wat dit beteken nie. Mag dit ons lewens verander. Dat elkeen van ons hier sal uitstap en sal leef in oorwinning oor wat aan die kruis vir my gebeur het. Dat dit nie kan wees dat ek maar dieselfde hier uitstap nie. Want as ek besef hoe lief God my het, dat hy sy seun gegee het om vir my te sterf, dat Jesus so lief vir ons was, dat hy aan die kruis gebly het, die straf gedra het, die pyn verduur het, sodat ons vir ewig kan leef. Kom ons gaan uit en ons gaan leef in oorwinning. Kom ons maak die kruis 'n werklikheid
in ons lewens. Hemelse Vader, mag dit wees dat U elkeen vanmôre hier so sal vul met die Gees, dat ons gees vervuld hier sal uitstap. Ja, Here, dat ons met 'n dankbare hart sal gaan leef wat daardie dag op Golgotha gebeur het. Dat dit vir elkeen van ons nie net maar 'n gebeurtenis was wat ons van weet nie, maar dat dit die gebeurtenis sal wees wat elkeen van ons se lewe verander het. En dankie, Here, dat U ons so lief gehad het, dat U ons vrygekoop het, en dat ons nou oor 'n oorwinning kan leef. En my gebed is dat ons dit elke dag sal beleef en sal uitleef. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Hulle sê daar is vir ons lekker koffie in die koffie of tee in die saal, so almal word genooi om saam 'n koppie koffie te kom drink. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n hoopkruis, ja, redder aan 'n hoopkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n hoopkruis